Hallo almal en welkom. Is julle reg om bietjie julle breins te toets en sommepret te hê? Vandag maak ons eksamenvoorbereiding 'n speletjie. Moenie bekommerd wees as jy nie dadelik alles weet nie, okay? Die hele punt is dat ons saam leer. So, is julle gereed? Kom ons spring weg. Reg, hier gaan ons. Ronde 1. Die skelet beweeg. Hier is julle heel eerste vraag. Luister mooi. Watter twee superbelangrike dinge het ons liggaam nodig om die skelet te laat beweeg? Dink 'n bietjie daaroor. Het jy dit? As jy gedink het aan gewrigte en spiere, is jy 100% korrek. Ja, hulle is soos 'n span wat saamwerk. Nou kom ons kyk 'n bietjie dieper. Wat presies is 'n gewrig? Jep, presies. Dink gou aan jou knie of jou elmboog. Daai plekke waar jy kan buig, dis gewrigte. Maar wag 'n bietjie. As bene net so teen mekaar skuur, sou dit mos vreeslik seer wees, né? Gelukkig is daar so 'n tipe kussing tussen die bene. Weet jy wat noem ons daai spesiale laag? Kraakbeen? Ja, dis reg. Dit werk amper soos 'n skokbreker, jy weet. Dit maak alles sagter en keer dit ons bene seer kry. Nou as ons nou juis van beskerming praat, wat is die hooffunksie van die skedel? Absoluut. Die skedel is soos 'n supersterk fietshelm, maar vir ons brein. Maar ons brein is nie die enigste ding binne in ons wat beskerming nodig het nie. Dink 'n bietjie, watter groot beenstruktuur hou ons hart en ons longe veilig? Mooi so. Dis die ribbekas. Dis soos jou liggaam se eie veiligheidshokkie. Nou daai ribbekas is vas aan jou ruggraat, né? En binne in die ruggraat loop iets vreeslik belangriks, amper soos die internetkabel vir jou hele liggaam. Wat is die werk van die rugmerg? Juis in die kol. Daai supersnelweg stuur al die boodskappe van jou brein af. En 'n klomp van daai boodskappe gaan na een spesifieke plek, ons spiere, om vir hulle te sê, beweeg. So, dit bring ons weer terug by spiere. Wat is 'n spier nou eintlik? Reg. Dink aan spiere soos rekke wat aan jou bene vas is. As hulle trek, dan beweeg jou bene. Maar hier is die interessante ding. Spiere kan net trek, hulle kan nie stoot nie. Daarom moet hulle altyd in spanne van 2 werk. Wat noem ons daardie spiermaats? Hulle word antagonistiese spiere genoem. 'n Mondvol, ek weet. Maar kyk gou hier. sien jy? Terwyl die een spier saamtrek, hy word korter en dikker, dan ontspan sy maat en word langer. Kom probeer dit gou self. Buig jou arm en voel daai bicepsspier. Voel jou hy styf trek. Dis presies hoe dit werk. OK, laaste vraag vir ronde 1. Hoeveel spiere dink jy het 'n mens in sy hele liggaam? Vat 'n raaiskoot? Is jy reg? Die antwoord is meer as 600. Sjoe, dis ongelooflik baie spiere, né? Julle het dit gemaak deur ronde 1. Fantasties gedoen. Nou dat ons alles weet van hoe ons skelet beweeg, is dit tyd vir ronde 2. Sterk strukture. So kom ons begin by die begin. Wat is 'n struktuur eintlik? Wel, dis eintlik enige iets wat op 'n spesifieke manier gebou is, uit verskillende dele. Dink daaraan. 'n Lego kasteel, dis 'n struktuur. 'n Voeltjie se nes, ook 'n struktuur. So wat is die hoofwerk van 'n struktuur? Wat doen hulle? Noem sommer 2 goed. Ja, julle is slim. Hulle kan iets ondersteun, soos 'n brug, hulle kan iets beskerm, soos 'n helm, of hulle kan iets omsluit, soos 'n hok by die dieretuin. Enige 2 van daai is perfek. Nou daar's verskillende soorte. Kom ons kyk na die eerste een. Wat is 'n dopstruktuur? Net so. 'n Dopstruktuur is presies wat die naam sê. Dis soos 'n sterk, hol dop aan die buitekant. Dink aan 'n skilpad se dop of 'n eier. Dis sterk aan die buitekant en beskerm alles wat binne is. Reg, nou vir die ander groot tipe. Wat is 'n raamstruktuur? Jep, 'n raamstruktuur het nie 'n soliede dop nie. In plaas daarvan het dit 'n klomp sterk dele wat saam 'n raamwerk vorm. Dink aan 'n huiskraan of die raam van 'n huis wat gebou word. Nou, hier kom dit, die heel laaste vraag. Is julle gereed? Dit bring alles bymekaar. Watter tipe struktuur is die menslike skelet? Dis 'n raamstruktuur. Ja, julle is heeltemal reg. Ons skelet is die perfekte voorbeeld van 'n raamstruktuur. Julle het dit gemaak, fantasties.
praktyk gedoen, al julle slimkoppe. Wow, van spiere wat saamwerk tot verskillende soorte strukture. Julle het deur al die vrae gewerk. Julle kan regtig trots wees op julleself. Julle is nou soveel beter voorberei vir daai eksamen. Maar voor ek gaan, hier's 'n laaste, prettige uitdaging. Nou dat julle sulke kenners is, gaan op 'n struktuurjag. Kyk 'n bietjie rond by die huis of by die skool en kyk hoeveel raamstrukture julle kan raak sien. 'n Stoel, 'n tafel, dalk die klimraam? Julle sal verbaas wees. Baie dankie dat julle so lekker saamgespeel het en alle sterkte met die eksamen. Totsiens!